Nou dis vanmôre so lekker om saam met julle te kan wees en ons is in die vakansie en ek hoop dat julle almal 'n baie lekker Kersfees gehad het en ons is vinnig besig om na die nuwe jaar toe te gaan en vanmôre gaan ons reeks afsluit Relation Slips. En ons het gekuier in die laaste paar weke oor temas so selfsug, stilstype, wanneer ons maklik aanstoot gee en aanstoot aanneem, waar ons baie keer onsself met ander mense vergelyk en vandag gaan ons bietjie praat oor verwaarlosing of afskeep. Nou vanmôre is dit belangrik en ek dink ons het dit in die laaste paar weke ook oor en oor gesê. Wanneer ons ophou belê, in wat ook al ons belê, is dit die begin van probleme. Die van ons wat belê in sekere, kom ons sê, polisse, of wat in aandele belê, weet dat dit 'n aanhoudende proses is. En verhoudings werk nie anders nie. Ons kan net verwag uit verhoudings wat ons bereid is om in te sit. En vanmôre wil ek sê, verwaarlosing en afskeep is gevaarlik, omdat dit nie gevaarlik voel nie. Daar's geen alarm wat afgaan nie. Geen dramatiese ineenstorting is baie keer sigbaar of lyk of dit nou gaan gebeur nie. Dis net iets wat stelselmatig stadig gebeur en wanneer jy jouself kry, is jy in die middel van hierdie krisis. Ek wil vanmôre weer sê, verhoudings is krities belangrik. Belangrik dat dit wat ons insit, gaan bepaal wat ons daaruit kry. Spreuke 24 vers 30 tot 31 in die Nuwe Lewende Vertaling begin hy sê, ek het by die land van 'n lui mens verbygegaan. Dorings het dit oorgeneem en onkruid het die landerye gevul. Wat probeer die skrywer hier sê? Die skrywer kom en daag ons uit deur te sê, jou landery is die weerspieëling van dit wat jy insit. Geen boer kan verwag dat sy land geploeg, geplant en dat die opbrengs gaan kom, as daar nie inset is nie. En in ons verhoudings kom die skrywer en hy daag ons uit, want hy sien dat hierdie land oorgeneem is deur iemand wat nie bereid is om invloed en impak in daardie landery te maak nie. Dorings het dit oorgeneem. Wat gebeur as daar dorings is in 'n landery? Jy moet dit of heeltemal stroop, as dit nog saam met saad opgekom het en dit was nie effektief nie, dan verloor jy daai oes, want jy kan nie die doring uit dit uitkry nie, en onkruid het die landery gevul. Het dit dalk gebeur dat ons toegelaat het, dat daar onkruid kom in verhoudings wat ons het, en ons weet nie meer hoe om hierdie onkruid te bestuur nie? Hierdie land en hierdie landery, moet ons vanmôre verstaan, was nie aangeval nie. Dit was verlate en onbewerk. Nou verwaarlosing beteken nie daar is 'n teenwoordigheid van slegte dinge nie. Afskeep is die afwesigheid van doelbewuste sorg. Ek wil dit weer sê, afskeep is die afwesigheid van doelbewuste sorg. Dis nie 'n simptoom van slegte dinge nie. Ek en jy weet in hierdie reenseisoen, in hierdie wonderlike tyd wat ons nou gehad het, moet 'n oue poging aanwend om tussen die reën jou gras te sny. Anders te lyk dit chaoties in jou erf, want ons het die laaste paar weke elke liewe dag reën gehad. Dit is 'n doelbewuste keuse om my tuin te versorg. Hoekom kies ons soms om ons verhoudings af te skeep? Ek dink baie keer gebeur dit dat ons besig wees verwar met getrou wees. In Lukas 10 vers 41 en 42 sien ons die storie van Martha en Maria waar Jesus kom kuier het. En ek wil vir julle lees in vers 41 waar hy begin deur te sê, maar Martha was baie besig om vir al die mense in die huis kos te gee. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, my suster los my alleen om al die mense te bedien. Dink u dit is reg? Sê vir haar, sy moet my kom help. Maar die Here het vir haar gesê, Martha, Martha, jy is bekommerd oor so baie dinge en jy maak jou moeg daaroor. Maar daar is een ding wat belangriker is as alles
En Maria het hierdie een ding gekies. En niemand sal dit wegneem van haar nie. Jy sien, sy het gekies om in hierdie verhouding te belê. Martha was besig, maar Maria was teenwoordig. Ons verwar aktiwiteit en besig wees met getrouheid en beskikbaarheid. Jy sien, ek is besig met 'n klomp goed, ek multitask, ek maak kos, ek help met die huiswerk, ek doen 5 dinge op een slag, maar ek doen nie een goed nie. En wanneer ons belê in hierdie verhoudings, moet ons kies om dit wat ons doen, goed te doen. Want jy sien, besig wees, aktiwiteite werk teen gebed. Dit werk teen 'n afsonderingstyd waar ek toelaat dat ek met my Here en Meester praat. Dit werk teen luister. Ek is so besig met die 5 dinge dat ek nie kan hoor wat mense vir my sê nie, dat ek nie myself kan instel om te hoor wat die woord van die Here vir my sê nie. Ek is teenwoordig, maar ek is afwesig. Ek is daar, maar ek is eintlik nie daar nie. Hoeveel keer gebeur dit in verhoudings dat familielede vir ons 'n hele storie vertel en later vra, het jy gehoor wat ek gesê het? En ons het nie 'n idee wat hulle gesê het nie, want ons is teenwoordig, maar ons is afwesig. En hierdie bou nie gesonde verhoudings nie, want dit laat 'n gevoel en 'n emosie by mense opkom dat ek nie belangrik genoeg is om aandag by jou te kry nie. En wat gebeur dan? Ons verwag en aanvaar dat hierdie saak homself sal uitsorteer. Is dit nie baie keer wat ons doen nie? 'n probleem kyk ons in die gesig en ons hoop deur dit te ignoreer, dit homself gaan uitsorteer. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Hoe meer ons agterkom, hoe meer moet ons doen. Hoe meer ons agterkom daar's leemtes, hoe meer moet ons daadwerklik daaraan werk, want dit gaan nie net homself uitsorteer nie. Om weg te dryf van dit wat belangrik is, verg nie moeite nie. Maar om dit reg te maak, vat intentionaliteit. Onderhoud vat tyd. Dink bietjie vanmôre saam met my aan jou huis in die plek waar jy woon. Dis 'n aanhoudende proses. Dis 'n aanhoudende verf, dis 'n aanhoudend skoonmaak, dis aanhoudend water lekker regmaak en bossies uit jou tuin uittrek. Anderste kos dit jou later baie omdat jy nie onderhoud gedoen het nie. Jy sien, soms is dit so hartseer dat ons foon se battery langer hou as meeste mense se toewyding. En ek weet ons gaan weer uitgedaag word ook in die nuwe jaar en die nuwejaarsvoorneme en is hartseer om baie keer te sien hoeveel mense hierdie nuwe voorneme het en hierdie passie om 'n nuwe ding te doen. En dan gebeur dit dat die selfoonbattery langer hou as die intensie. Geloof, liefde, eenheid, goeie verhoudings onderhou nie hulle self nie. Ons het nodig om 'n rol daarin te speel. Jy sien, hoekom gebeur dit dat ons verhoudings verwaarloos? Ons vestig onsself in gemak in plaas van toewyding en intentionaliteit. Openbaring 3 vers 16 sê, ek ken jou dade, dat jy nog koud is, nog warm is. Was jy maar koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spieg. Nou ek weet nie van jou nie. Daar's vir my niks so sleg as koffie 4 warm is en jy los omdat hy so bietjie koud word en hy maak daai skilletjie bo op die koffie. Wie weet waarvan ek praat? Ek voel sensories uitgedaag as ek daai koffie sluk en daai glibberige velletjie gly hier in. Ek drink nie eens daai koffie nie, ek gaan maak vir my ander koffie. Dis waarvan hier gepraat word. Kan nie daai lou in jou mond sit nie. Sê maar eerder koud of jy's warm. Maar om te dink in hierdie lou wêreld gaan dinge homself uitwerk. Gemak sê, dis goed genoeg.
Ek hoef nie meer te doen nie, die minimum is goed genoeg. Ek hoef nie nou aandag daaraan te gee nie, ons kan dit later uitsorteer. Ek voel nie vandag lus om die gras te sny nie, ek sal dit môre doen. Môre storm dit, ek sal dit die dag daarna doen. En dit bly storm en die gaping wat daar was, is nie geneem nie. En wanneer ek praat van gras, dan praat ek ook van geestelike gras, nê. Afskeep en verwaarlosing groei waar passie afkoel. Jy sien, gemaksones is lekker. Dis lekker om in hierdie plekkie te bly waar ek nie te veel hoef te doen nie, maar niks groei in gemaksones nie. En ek en jy het die kapasiteit en word konstant deur die Heilige Gees uitgedaag om ons gemaksones in die grense van ons gemak te skuif. Daarom praat ons daarvan in Doxadeio, dat ons 'n familie op missie is en dat ons mekaar uitdaag, dat ons gemak van net na onsself kyk, skuif. En kyk na ons gemeenskap, verstaan dat ons geroep is vir 'n tyd soos hierdie om 'n invloed in mense se lewens te hê, maar my gemak sê vir my, ek wil dit nie altyd doen nie, want dit is nie so eenvoudig en so maklik nie. In gemaksones groei ons nie. Sien, verhoudings groei nie. En mense word afgeskeep in verhoudings want ons word moeg. Ons het seer gekry en ons voel onwaardeer. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Jy sien, soms skeep ons mense af, nie opsetlik nie, maar omdat ons dalk nie op 'n goeie emosionele plek is nie. Ek is nie lui nie, ek is net op energiebesparingsmodus. Maar moe mense het steeds waarheid nodig. En daarom wil ek sê, dis Bybels om te rus in die Here. In die skrif praat dit daarvan, dat ons rus in hom moet vind, want in daardie rus word ons weer emosioneel sterk, en het ons weer om weer te gee. Maar ons kan nie net gee, as ons nie ook ontvang nie. Daarom is byeenkomste soos vanmôre so belangrik, dat ons saam met ander mense is, want wanneer ons saam met ander mense is, onder die geklank van die woord, wanneer ons saam sing, wanneer ons saam kuier, word my geestelike batterye weer herlaai. En ouens, ek en jy verstaan vanmôre, dis seker een van die pandemies van ons tyd. En ons gaan volgende jaar baie meer daaroor sê ook, dat mense emosioneel so uitgeput word, dat hulle voel daar's niks meer oor nie. Dat mense wat Christene is, wat 'n goeie verhouding met die Here het, op uitbranding staan, depressie beleef. Dan het ons vanmôre nodig om te verstaan, na onsself, ons eie verhouding met onsself, ons ook die kapasiteit hê om te kan sê, ek het nodig om te rus, om myself te herlaai, sodat ek weer goed kan wees, en nie mense om my kan afskeep nie. Want wat gebeur wanneer ons baie keer so is? Ons trek in ons eie dop in en ons dink ons gaan onsself uitsorteer. Jy sien, verhoudings gly, want ons sien nie onmiddellik die gevolge nie. Jy sien, as ons vandag nie ons dak verf van ons huis nie, dan sien ons dit nie vandag nie. En ons sien dit nie volgende maand nie. En ons sien dit dalk nie oor 'n jaar nie, maar ewe skielik een dag is dit chaos. En waar ons 'n klein paar plekkies moes regmaak, het ons nou hierdie magtige, groot uitdaging voor ons. Hooglied 2 vers 15 kom en sê, vang die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat bot. Want as jy hulle nie vandag vang nie, en jy los hulle, en jy dink dit maak nie 'n effek nie, voor jy jou oë uitvee, is jou hele wingerd verwoes. Daarom wil ek by ons pleit vanmôre, dat ons sal intentioneel wees. Jy sien, want verwoesting kom nie luidrigtig nie, dit erodeer stil in die agtergrond. As 'n mens dink in die konteks van oefen, een oefensessie oor te slaan, maak jou nie onfiks nie. Dit maak jou nie seer nie. Dit beteken nie jy's lui nie. Maar wanneer jy daai een keer nee sê, is dit makliker om môre nee te sê en aanhoudend nee te sê. En skielik slaan jy 4 oor en jy oefen net 2 keer. En voor jy jou oë uitvee, ag ek sal weer begin. Jy sien, klein afskeping
word later baie groot spyt. So hoe beveg ons dit dan? Hoe kan ons verhoed dat afskeep en verwaarlosing 'n simptoom word van ons verhoudings? Eerste, kies doelbewuste belegging bo gerief. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk. Met ander woorde, in ons verhouding met hom, soek ons hom. Ons wag nie dat die Here na ons toe uitreik. Ons wag nie vir 'n engel om aan ons te verskyn nie. Ons werk aan hierdie verhouding. Ons werk aan ons verhouding met mekaar. Ons maak tyd vir mekaar. Ons gee mekaar aandag. Ons is intentioneel en ons is betrokke. Want dit wat ek en jy kies om te prioritariseer, beskerm ons. Jy sien, belegging en aandag sê, jy maak saak. Jy kry my beste. Hierdie tyd is nie opsioneel nie, dis krities. En vandag het ek en jy, en ons het dit al baie keer gehoor, maar as ek en jy nie kies om dit te skeduleer nie, beteken dit dat dit eintlik nie belangrik is nie. En wat ons nie kies om te skeduleer nie, sal die wêreld ons dagboek met ander goed volmaak. En op jou einde van die dag, kan nie een van ons sê, ek is nie in beheer van my tyd nie. Dis wat ons kies om met ons tyd te maak. Ek wil vanmôre sê, ons beveg het, wanneer ons terugkeer na die klein goedjies en getroue dissiplines in ons lewe toepas. Sagaria 4:10 sê, moenie die dag van klein beginne gering ag nie. As 'n mens net gaan kyk na die trek van 'n Comrades atleet, dan het hulle nie begin deur 100 kilos te hardloop op 'n dag nie. Baie van hulle het begin en hulle het gaan stap. En dan het hulle 'n kilo geloop hardloop. En dan het hulle dit 'n bietjie opgebou. Die geringe, die klein beginne, vat ons na die groot dinge in ons lewe. En verhoudingsgewys presies dieselfde. Afskeep begin wanneer klein gewoontes stop. Sukses is om die vervelige goed oor en oor te doen. Langer as enige iemand anders. As 'n mens weer kyk in die konteks van sport, dan sê Gary Player altyd, hy sê ek is nie goed nie, maar hoe meer ek oefen, hoe gelukkiger word ek. Nou ons almal weet hy's baie goed, maar hy's een van die hardste werkers, want iewers in sport kom jy op 'n vlak waar almal goed is. Almal het talent, maar die ouens met die hardste werketiek pluk die vrugte. En in ons verhoudings is dit presies dieselfde. Klein gebede, klein gehoorsaamheid, aanhoudende konsekwentheid. Jy sien, ons beveg hierdie wanneer ons onsself teen afleiding beskerm deur nuwe ywer. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Let dan noukeurig op hoe julle lewe. Staan ons net op en ons lewe mog getroffe. Wat gaan jy vandag doen? Nee, ek weet nie, ons gaan maar sien waarheen die dag my vat. Hoe lyk volgende week? Nee, ek's nog nie seker nie. Ek sal sien wat gebeur. Ek sal sien wie my bel. Ons lewe nie so nie. Hoekom sal ons anders dan lewe in ons verhoudings? Kies om noukeurig te leef. Ek wil vanmôre sê, ek en jy is nie toevallig gesond nie. Ons gly nie net in gesondheid nie. Ons kyk na ons gesondheid. Maar dis baie maklik om in verwaarlosing en afskeep in te gly. Soms is die mees geestelike daad wat ek en jy kan doen, om iets te doen. En nie net te sit en wag nie. En wat sê Nike se slogan? Just do it. Waarvoor wag ons? Jy sien, ons beveg afskeep en verwaarlosing wanneer ons gemak met toewyding vervang. Openbaring 2 vers 4 tot 5 sê, jy die liefde wat jy aanvanklik gehad het, verlaat. Hierdie praat van 'n verhoudingsgly. Hierdie praat van 'n keuse om nie nou daaraan aandag te gee nie en dit dalk later uit te sorteer. Vanmôre het ek en jy nodig om te weet, in ons verhouding met die Here, in ons verhouding met mense om ons, vra dit nie dat ek en jy moet volmaak wees nie.
Vra dit nie dat ons al die regte antwoorde moet hê nie. Dit vra net van 'n aanvaarding en dit vra net van 'n gevoel dat ek belangrik is en dat ek saak maak. Al wat die Here ons vra wanneer ons in hierdie verhoudings kom en ons hierdie verhoudings afgeskeep is, dat ons sal vinnig wees om te sê ons is jammer en vinnig sal wees om terug te keer en intentioneel te wees. Ek wil vanmôre die stelling maak, as jou vuur weg is, gaan kyk terug waar jy dit gelos het en tel daardie vuur weer op. Doen weer wat jy gedoen het, toe dit die meeste saak gemaak het, toe alles goed was, toe alles reg was. Wat is daardie dinge, daardie klein dissiplines en gewoontes wat deel was van ons lewens? Gaan tel dit weer op, doen dit weer en dit sal outomaties weer suksesvol wees. Ek dink dit is krities belangrik vanmôre om die Here weer in te nooi en om te vra om te herstel dit wat ons verwaarloos het, dit wat ons afgeskeep het, om eerlik te wees en te sê, ek het nie die kapasiteit om dit self te doen nie, ek het nodig dat die Here my help en my begelei. Joël 2 vers 25 sê, ek sal julle vergoed. As julle my toelaat, sal ek julle vergoed vir die jare wat die springkaan opgeëet het. Maar nooi my in. Nooi my in daai spasies in van daardie verhoudings. Nooi my in daardie seer, nooi my in daardie pyn. Ek sal jou help, maar dit kom van jou af. Jy sien, ek en jy gaan nie 'n verhouding met 'n ma of 'n pa, of 'n broer of 'n suster, of 'n vriend herstel sonder om uit te reik nie. Dit vat 'n koffieafspraak, 'n telefoonoproep. Dit vra 'n intentionaliteit. Dalk het ek my passie verloor en ek skeep die Here af en ek dink die Here sal verstaan, ek is besig. Al wat ek nodig het om te doen is om terug te kom. En die Here sê, alles wat ek verloor het in daardie verhouding, sal hy herstel. Ek het hierdie stelling hierso neergeskryf, toe ek dit gelees het, was dit vir my mooi. Die Here is die enigste werktuigkundige wat dinge regmaak sonder om jou te vra vir die jare wat jy onderhoud oorgeslaan het. Is dit nie so nie? Die Here vra ons nie vra nie. Die Here kom en hy kom herstel. Die Here herstel lande wanneer ons terugkeer. Verwaarlosing en afskeep is soos om olievervanging in jou motorvoertuig oor te slaan en te hoop dit gaan net nooit nodig nie wees nie. En in 'n voertuig kan jy baie lank met dit wegkom. Niks breek dalk onmiddellik nie, maar uiteindelik breek iets baie waardevols. Die goeie nuus vanmôre vir jou en my is, God laat herstel toe, al het ons onderhoud oorgeslaan. Ek wil ons vanmôre uitdaag en ek wil begin saamvat vanmôre. As ons dink aan ons verhoudings, waarin het ek en jy gekies om op te hou belê? Is dit dalk vanmôre ons verhouding met die Here? Is dit dalk met verhoudings met mense om ons? Dalk het ek gekies om my roeping en dit wat die Here my toevertrou het bietjie op ys te sit. Dalk het ek gegly in my karakter. Ek wil vanmôre sê, afskeep is 'n glip. Dis 'n gly, dis nie 'n vonnis nie. Die beste tyd vir jou en my om afskeep, verwaarlosing en verhoudings te herstel was gister. Die beste tyd. Maar die tweede beste tyd is nou. En vanmôre kan ek en jy kies om belegging bo afskeep en verwaarlosing te stel. Afskeep beteken nie ons gee nie om nie. Dis nie wat ons vanmôre sê nie. Dit beteken net ek het opgehou kies om te belê.
En vandag gaan nie oor skuld nie, vandag gaan nie oor skuldkleed aantrek nie, dit gaan daaroor dat ek en jy vanmôre 'n besluit sal maak om te sê, ek kies om intentioneel te wees met my verhoudings. Ek wil my verhoudings met die Here, met mense, met my kollegas, met my kinders, met wie ook al, ek wil my verhoudings goed hê. Ek wil hemel op aarde in elke komponent beleef. Dit gaan oor 'n besluit. En Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek hou vandag die lewe en die dood, seën en vloek voor julle. Kies dan vandag die lewe. Ek dink dit sou soveel makliker gewees het as die Here sê, ek het seën en dood vir jou. Ek druk lewe op jou af. Maar hy doen dit nie. Hy kom en hy daag ons uit. Want dit wat die hart kies is standhouding. Dit wat die hart kies word prioriteit. Kan ek en jy vanmôre lewe kies? Wie ek en jy ophou kontak? Gevoel hierdie verhouding gaan nêrens heen nie. Dalk vanmôre moet ons onsself uitdaag en die vraag vra, watter verhoudings in my lewe kry die oorskiet van wat ek het, in plaas van prioriteit? Waar het ek en jy dalk gekies om teenwoordigheid met verskonings te vervang? Wat dalk eens diep saak gemaak het, kry nou skaars aandag. Ek wil weer sê, afskeep verskyn nie alles op een slag nie. Dit verskyn wanneer ons kies om nie doelgerig te wees nie. Vanmôre het ek en jy nodig om te kies, om intentioneel te wees, met die gesprekke wat ons kies om te vermy, die gebedslewe wat ons kies om uit te stel en te sê môre is nog 'n dag, die moeite wat ek en jy gekies het om te vertraag, die liefde wat jy aanvaar het sou wag, en liefde bedek alles. Dis nie die waarheid nie. Intentionaliteit in daardie verhoudings is belangrik. Ek wil vanmôre saam met jou bid, vir ons bid. As ons vanmôre moeg is vir verhoudings op autopilot, dan het ons vanmôre nodig om 'n keuse te maak. As ons areas in ons lewe vanmôre raak sien, waar verwaarlosing ingeslyp het, is ek en jy gereed vanmôre om 'n keuse te maak, en vanmôre te sê, Here, ek wil belê waar dit saak maak. Hierdie is vanmôre die oomblik waar ek en jy 'n keuse maak om te sê, ons gaan nie die gly in ons verhoudings meer toelaat nie. Nie omdat ons faal nie, nie omdat ons mislukkings is nie, maar ons sê vanmôre vir mekaar, dit vat 'n man en 'n vrou op 'n perd om vanmôre te sê, ek wil my verhoudings herstel. Hoekom? Omdat ek kies om getrou te wees. Omdat ek kies om te sê, daar is belangrike dinge wat ek in my lewe wil doen. Vanmôre wil ek jou nooi om vir 'n oomblik saam met my net jou oë te sluit. En in hierdie reeks waar ons gepraat het oor al hierdie verskillende elemente, areas in ons lewe waar ons gly, en dat ons dalk vanmôre erken, ons sien 'n bietjie selfsug. Soms wanneer ek kwaad is, kry ek stilstype. Ek's vinnig om aanstoot te neem en selfs om aanstoot te gee. Dis hoe ons van 'n merwes is, ons sê wat ons dink. Soms vergelyk ek my lewe met ander mense en ek is nie tevrede met waar ek is nie. En ek probeer heeltyd ander dinge doen sodat ek beter oor myself kan voel. Of dalk skeep ek verhoudings af. Dan wil ek vanmôre sê, daar is geen beter tyd as om vanmôre te kies en te sê, Here, ek gaan nie aanhou met my verhoudings soos dit is nie. Ek gaan kies om verandering te bring. Ek gaan kies om intentioneel te wees. Ek gaan kies om hemel op aarde in al my verhoudings te beleef. En as dit jy is vanmôre,
Dan wil ek jou nooi om dit vanmôre nou vir die Here te sê. Die Here te sê, Here, ek kies. En die Here se insig en wysheid te vra. En die waagmoed te hê om te doen wat hy vanmôre sê. Jy sien, om intentioneel te wees met verhoudings is nie altyd eenvoudig of maklik nie. Dit vra soms dat ek moet uitreik en dinge moet doen, al voel ek was nie verkeerd nie. Al voel ek dra nie skuld hierin nie. Maar om intentionaliteit in te sit en herstel te bring. Here, vanmôre, wanneer ons aan die einde van hierdie reeks kom, en so gepaste, toepaslike reeks vir 'n tyd soos hierdie, waar dit baie keer in hierdie feesseisoen gaan oor families. En om dan baie keer die stories te hoor oor families wat nie saam kuier nie, nie saam kom nie, want iewers het iets gebeur en 'n gly het gekom en 'n verhouding is verbreek. Baie keer in ons verhouding met U het daar 'n gly gekom en ons tydsbestuur en of keuses wat ons gemaak het gemaak dat ons verwaarlosing toepas en ons nie meer is waar ons was met U nie. Dan kom ons vanmôre en ons verstaan, Here, ons het nodig om te kies vir goeie verhoudings. Ons het nodig om te kies om intentioneel te wees met alles wat ons doen. En dan kom ons vanmôre en ons sê, Here, ons wil verhoudings herstel. Ons wil verhoudings goed bestuur. Ons wil U hoor, ons wil U ken, ons wil U met alles volg. Gee ons die insig en die wysheid en die waagmoed om te reageer op dit wat die Heilige Gees nou vir ons sê, Here. En dat ons nie verskonings sal voorhou, verskonings sal maak nie, maar dat ons die stang soos 'n perd sal vasbyt en dat ons hierdie sal deurdruk, sodat ons die volheid van die verhoudings wat U aan ons toevertrou het en met ons het, sal beleef. En nie oor 'n jaar weer hier sal sit en sal sê, in hierdie jaar gaan ek, in hierdie tyd gaan ek uitreik. Nee, vandag die streep in die sand sal trek en sê tot hier toe en nie verder nie. Goeie verhoudings is my deel. En ek dank U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen.